Ja, rechtstreeks hier vanaf Towpark, my Sebastian met Nissan Holdings en is TV Live. Spring die wedstrijd tussen Woester Willysers en Towpark, Touwsrivier bekend as Towpark. Ons bring het rechtstreeks en levendig vir u en ons hoop dat u die wedstrijd gaan geniet. Ek moet net aan die kijkers sê, ons het so 'n klankprobleem gehad en ons vra net verskoning daarvoor. Ek hoop jy kan my nou hoor en ons is rechtstreeks hier vanaf Towpark. Touwsrivier, Woester Willysers wat kom besoek afleer hier. My Sebastian, Nissan Holdings en Sports Live. En ons is gereed om hierdie wedstrijd te begin. Manne wat gaan afskop is die span van Woester Willysers en Towpark wat gaan ontvang. Sit hier van die hoofbal weer en speel hulle van links na rechts. Skeieregter wat die fluitjie blaas, hy is gereed om hierdie wedstrijd te begin. Woester Willysers wat afskopbal wat pragtig hang, mooi gekry, dan sommer sterk aangeval, daardeur Touwsrivier, manne wat besluit om te hardloop, pragtig gedoen na een van die voorspelers daarvan Towpark, nou word die bal uitgegee agter, pragtige hande, een van die tweeling, lyk na Tristan wat die bal daar het, sit die bal op, nog 'n fase, en nou speel hulle met die agterlyn gekry, daardeur die heel agter, Aggie loskakel, Keith en Olifant, manne wat die bal opsit, maar die skeieregter beslis, daar was 'n hanteringsfout. Sy manne druk daar op die grond. Wat 'n tempo begin hierdie wedstryd. Dis die kaptein wat die bal daar in besit het. Ronaldo Philander, opsies, wat gaan hulle maak? Nee, hulle besluit, hulle gaan na die lyn toe skop. Nou is die loskakel, Keith, Jermaine Kloete wat die bal het. Sy sit vir hom daar uit, laat ons kyk of ons daar vanaf kan kom. Jy kan sê die wind druk die bal terug nie, soos hy hom graag sou wou gehad het nie. Soos gaan kyk, seker so 5 meter veld gewen daar. Wind wat baie sterk is hierso. Nou sit bal wat daar ingegooi kan word. Die Raven Roman, kom ons kyk of ons die springers vind. Bal wat die voor ingegooi word, ek na die kaptein wat hom gekry het. Nou is dit Jermaine wat hom kry, bal wat daar uitgespeel raak, agterspelers, voor en agterspelers. Die bal afgevat, nee, hulle kry hom, nou word het sterk opgesit daardeur, Aswin Leonard. Nog steeds op sy voet, uiteindelik word hy plat getrek, weer opgetel deur die kaptein Philander, hy beweeg vorentoe. Opgetel deur Olivier, ongelukkig word die bal daar aangeslaan. Nou sê die skeieregter voordeel wat hy vir Willysers speel, Gusman wat hy na die oorkant kom, kry daar vir die vinnige vleuel, jy weet die vleuels, Dwayne Atkinson daar, wat duikslag wat daar opgepas word, nou is dit weer Afrika, kry daar een van die voorspelers wat daar nader kom, weer Afrika, speel nou uit, opgesit, man met 'n 25 trein, steeds vorentoe gevat, word daar opgesit, Afrika, ongelukkige bal wat daar aangeslaan raak, skeieregter sê, man, ons gaan terugkom vir 'n vaste skrim, bal wat daar aangeslaan word, en wat 'n hoë tempo begin hierdie wedstryd, manne wat lus is vir mekaar, so hier Towpark wat graag 'n punt sal bewys hierso met hierdie wedstryd van hulle, sal die wedstryd graag op 'n goeie punt wil afsluit, hulle hier voor hulle tuiskare, horde mense wat opgedaag het vir hierdie kragmeting. So kom ons kyk eerste skrim van hierdie wedstryd. Nou is dit Olifant wat gaan ingooi, Keith en Olifant. Ingegooi daar, ster skram deur Willysers, was die skeier gekry deur Olivier, hy speel nou hier na Kloete. Kloete wat 'n geleentheid sien, maar hy word daar vasgevat. Nou wag hulle vir hom uit te kom. Olifant wat die manne bemeester ingesit, skeieregter beslis.
dat Woester Willies nie weggerol het hier nie. Hulle kom terug vir 'n strafskop en ons gaan sekerlik gaan die kaptein vir die manne sê, manne kom ons skop hom ook uit, kom ons sit hom 'n bietjie nader en vir Olifant vra bietjie kyk of hy nie meer veld kan wen in hierdie proses nie. Vroeg in hierdie wedstryd waar die manne kuil, hierdie keer aansluiting weer Bobbe Heerman wat sterk bal draf vroeg in hierdie wedstryd. Bal aansluiting weer Bobbe Heerman wat sterk bal draf vroeg in hierdie wedstryd. Bal is beskikbaar, nou speel hulle na die oorkant. Aangeneem maar deur die groot vaste voorspel Leenderts. Word daar plat getrek, is die bal beskikbaar. Olifant sê sy manne moet kom, maar in die proses het hulle 'n strafskop afgestaan. En Willies wat die bal afgevat, die bal is vasgehou. En kom ons kyk wat maak hulle met hierdie eerste geleentheid. Vir moontlike punte is op die helfte. Nou is dit Clayton Isaacs wat daar staan. 'n Man wat beslis hierdie veld ken. Vroeg eerste ronde nog 'n bietjie vir Toupark gespeel. Nou sien aan die ander kant, hy speel nou vir Willies. Praat 'n bietjie daar met die spelers. Sê manne, kom ons kan dit doen. Ek ken hierdie veld. Praat saam met my. Ek sal julle help en sê wat ons moet doen. Ek het saam met hierdie manne vroeg in die jaar gespeel. Nou gaan ons Charles wat 'n geleentheid sal het om in te gooi. Iets is maar die skeieregter gou 'n bietjie gesels, man wat 'n bietjie aandag kry. Lyk na die groot voorspeler Franklin Smith. Man wat ook op in sy werksposisie in provinsiale klere verwerf word, speel daar vir die WP in die korrektiewe dienste. Man wat ook sy rugby daar vir jare daar in Rossenwil gespeel het. Hy's gereed, skeieregter is gereed. Kom ons kyk wat maak Leroy Charles met hierdie een. Weet 'n lang Karel Tarrentaal man wat hou van rugby speel, hy sy lengte gebruik en inderdaad lyk dit hierdie keer bal wat daar agtertoe gespat word, teruggeskop. Nou word hy opgetel daar deur die Isaacs speel so 'n bietjie terug, Willies. Nou is dit Afrika kry daar van sy groot voorspelers, lyk na Grou wat die bal daar opsit. Steeds vorentoe. Bal is beskikbaar. Manne wat daar van die kant af skeieregter sê speel voordeel. Nou kom hulle na die oorkant gegee. Manne wat daar vleuel. Hallo Martin, 'n sterk verdediger vas. Wayne Plaatjes so 'n bietjie vasloop. Alles nog steeds beskikbaar. Nou sit Franklin Smith wat met die bal opsit. Weer Afrika ingeneem daar aan die een van die voorspelers. Wag vir hom uit te kom. Ander maak gereed. Speel die bal weer opgesit. Nou lyk dit na Tarrentaal wat die bal dra. Weer Afrika wat gereed maak om die bal uithaal. Wag vir hom. Krauf is lus om in te gaan, maar die man is te vinnig. Nou speel dadelik na een van die voormanne. Weer Afrika opgetel. Hierdie keer is dit Krauf in 'n posisie. Hulle speel vorentoe. Nog steeds op die voordeel. Hierdie keer sê die skeieregter voordeel is verby. Bal wat vasgehou word. Toupark wat die bal daar kry. Bietjie geïsoleerd aan die kant van Willies. Toeskouers beslis baie fanaties. Die Toupark toeskouers, hulle staan bang vas agter hulle span en dieselfde Woester Willies is net sien een kant is 'n rooi golf soos die ondersteuners hulle span kom ondersteun. Nou kom die manne so 'n bietjie stadig nader Toupark wat teen die wind speel en die windjie in die blaaie van Willies. Roman wat nader staan weer in te gooi. Kom ons kyk wat gaan gebeur. Nou word die bal voor ingegooi, maar word daar afgeklap. Bal is beskikbaar daar geskop. Opgetel daar deur Toupark, maar die skeieregter sê nee man, hulle moet terugkom. Daar was 'n hanteringsfout gewees. Daar was 'n hanteringsfout, so 'n bietjie aangeslaan. Vaste skrim Willies. Manne wat redelik sterk geskrim het. Twee voorrypakke wat mekaar redelik goed opweeg. So kom ons kyk.
Afrika Kerswin. Wat sal kan ingooi? Manne staan mekaar goed. Agtalle sterk teen mekaar. Sterk skrim maar deur Villagers. Nou stap hulle vorentoe bal wat daar uitkom. Afrika wat kyk. Hy sien 'n geleentheid en gaan self deur is die ondersteuning wat bykom. Ondersteuning kom, hy word plat getrek. Wat is die skeieregter kyk saak uit beskikbaar. Nou sit Isaacs op 'n skrimskaker posisie opgesit daar deur een van die voorspelers. Weer Isaacs op 'n skrimskaker posisie. Hy het nou die skrimskaker posisie ingeneem. Hy voer die voorspelers vorentoe opgesit daar deur die sterk Wayne Plaatjies. Weer Isaacs speel aan, word opgesit verdediging van Touwpark wat nou getoets word. Die skeieregter wat voordeel speel en die skeieregter daar op sy vletjie. Krau wat kyk om vinnig te speel, hy bedink homself. En nou sit 'n besluitnemingstyd daar vir Villagers, gaan hulle pale toe. 3 punte op die tellbord kry. Nee, hulle gaan hom vir 'n skram. Alles sê misdref. Ons het 'n goeie skram gehad. Kom ons kyk of ons weer momentum kan kry met hierdie skram. Hulle is om goeie posisie om punte aan te teken. Kom ons kyk. Vorige skram wat redelik goed was daarso. Kan ons sien, manne is nou lekker by mekaar. Voorrye, Michael, Maccabeen, Raven, Roman, Eswin Leenders teen Liam Jones, Leroy Charles en Franklin Smith. Manne wat mekaar hier opkuil. Manne wat daar opgaan, skeieregter speel voorde. Nou sit Afrika wat hom kry, maak Isaacs binne buite. Ons ken hy darte lopies van hom, maar ek dink Touwpark is redelik bewus van hom. Gaan hom redelik besig hou vandag. En wat hy sterk opgesit. Lyk na die binnesenter Joshua September. Weer daar aan die buitekant. Steesbal is beskikbaar. Verdediging wat nou Afrika oor aangee. Hulle is oor 'n man, gaan hy oorval. Wat sê die skeieregter? En is die eerste 3 wat daar aangeteken word. In die oorkant lyk na die regtervleuel. Dwayne Atkinsons. Ek is net seker ons moet net 'n nommer kry daar. Maar die eerste punt in hierdie kragmeting wat aangeteken word is Villagers met 'n 3 daar in die hoekie. Telling 5-0. Isaacs kom vorentoe, tref hom goed, hy ken hierdie veld, wat sê, en die vlaas omhoog, 7 punte, soos ek vir jy sê, Isaacs Clayton, hy ken hierdie veld, hy ken die wind, en hy voeg hier extra 2 punte by, Villagers wat dan voortou neem in hierdie eerste helfte, met 7 punte teenoor 0, net so meer as 12 minute speeltyd verstreke, in hierdie eerste helfte van hierdie kragmeting, op Touwpark. Nou kom die manne weer vorentoe. Kloete wat die bal daar inskop. Bal wat teruggeklap word, nou speel hulle daar Afrika, bal wat so 'n bietjie oor Isaac se kop gegooi word, maar nou wat so terugspeel, kry hom weer, nou is dit 'n sterk loopie daar, deur, lyk na Clayton, Joshua September wat daar ingaan, Afrika wag vir hom, speel daar oor, weer, Isaacs, ongelukkig is dit van die hand af, ja, hy skeieregter sê, speel voordeel, nou is dit so 'n tarte loopie, manne wat daar onderskep word, maar hulle gaan terugkom vir 'n strafskop daar teen Touwpark. Kaptein vra daar, skeieregter sê, gaan net terug asseblief meneer, julle het 'n oortredingsfout begaan. Kom ons kry die dissipline in orde. Nou sit weer Isaacs, gaan kyk om die bal weer ver veld op te jaag.
En hy skop hom daar. En inderdaad gaan hy goeie veld wen daar vir sy span. Met net 'n keer agter sy blaaie. Kom ons kyk wat maak Walises met hierdie een. Eerste punt is aangeteken in hierdie kragmeting. Nou sit Leroy Charles wat gereed maak om die bal in te gooi. Sien af vir Tarantaal. Bal wat daar gesteel word. Nou sit teenaanval daar vanaf Toupark. Sterk ingehardloop daar deur Meyering. Sit die bal daar op. Bal beskikbaar uitgegee daar. Tella wat hom so 'n bietjie kry. Nou word die bal wyd gespeel. Kyk om hom maar by die vleuel uit te kry. Ingeneem daar. Wag vir hom om uit te kom is Olivier. Speel daar weer vir Bobby Heus. Kry die ondersteuning van sy kaptein. Hy is nog steeds op sy voet. Uiteindelik word hy daar plat getrek. Nou sit weer Olivier. Ingeneem daar deur die groot Eswin Leenerts. Skeieregter speel nou voordeel vir Toupark. Vorentoe gevaar daar lê een van die tweeling wat hom maar vorentoe vat. Weer Olivier. Nou is dit weer die slot lyk dit na ingeneem na ek bedoel as die ander stit lyk na Michael Maccabeen. Ook 'n sterk groepie steeds beskikbaar by Toupark. Voordeel Olivier speel aan die buitekant sy skakelpaar maat Jermaine Kloete. Speel so oor en weer van die veld. Nou word hy opgesit deur een van die tweelings Snyman. Gysmans, ekskuus tog. Deur geskop deur die loskaker Caesar, maar die skeieregter gaan vir hulle terugroep. Geen voordeel nie. En ek dink hulle sal maar weer die bal probeer veld afskop. Hulle speel teen die wind. Skeieregter wys daar nie weggerol nie. Wedstryd wat op hierdie oomblik maar so bietjie op en af is. Die een oomblik is dit Toupark wat aanval en die volgende oomblik is dit Woester Walisers. Ons sien ook 'n bietjie baie strafskoppe wat afgestaan word hierso in die spel. Maar ek dink dis as gevolg van die intensiteit. Man is lus om te hardloop met die bal. Toupark wat nou sal kan ingooi weer. Roman wat nader stap. Goeie sportmanskap deur Afrika. Gee die bal aan. Nou word daar gepraat. Maccabeen wat die net deurgee om te sê my maat. Jy weet. Bal wat daar teruggeklap raak. Opgetel Olivier. Nou is dit maak of hy binne buite gee gaan na deur is Kloete. Opgetel deur die tweelingbroers Snygans. Olivier, Leenders. Mooi deur geskop het daar deur Meyering opgevorm. Hy pragtig gekry deur Afrika. Hy's 'n bietjie onder druk. Skeieregter sê antie strafskop manne wat die bal aan die losgemaak speel. Vinnig gaan skeieregter speel nog steeds voordeel. Toupark wat nou doellyn ruk. En nou is dit opgetel deur Olivier maar fout gewees. Maar hulle kom terug vir die strafskop. Wat gaan hulle met hierdie een maak? Manne kook so 'n bietjie daar. Sê manne, ons kan nie nou nog met 3 punte en goed, ons moet die wen. Skus toch daar, jy weet, die Toupark, die netwerke, 'n bietjie moeilik hierso. Berge, die weer wat dinge moeilik maak en intussen as 'n Toupark wat oorgeval het hulle kaptein vir hulle eerste punte. En Keaton Olivier wat gaan kyk of hy die 2 punte kan byvoeg om sake gelyk op te maak. En hy kom vorentoe. En die vlaas omhoog.
Sake is gelyk op hier in Touwpark. 7-11. Toeskouers wat lekker saamgesels nou. Telling is gelyk op. Vlaam was omhoog, skeieregter se hand was op. En ons is weer op gelyke gronde hier wat die telling aanbetref. Isaacs wat nou daar aan die bal gaan vat. Hy gaan hom lekker hoog hang. Onder die bal gekom, gekry daar. Opgetel daar. Deur Jan Naldino van Nooi. Hierdie man speel sy hart uit. Mooi binne toe gevat. Hierdie keer is dit Roman wat hom opsit. Maak so vir Jane kan gee. Nou is dit Olivier wat nader kom. Skeieregter wat weer voordeel speel. Ou speler daar. Was dit Snygans. Binne toe buite goeie gedoen. Touwpark wat soos ons hulle ken. Hulle is geneig om te hardloop in die bal van Wyk. Ondersteuning wat bykom. Nou is dit Olivier wat vir hom wag. Manne speel aan die verkeerde kant, nou sit Roman, kry die bal aan, Kotela wat weer binne toe gaan. Een man wat daar regtig sommer omhardloop, opgetel deur Olivier, speel na die oorkant. Hier ander spoedvraat, wat hom nou uit Christen, Olivier, is die bal afgevat, lyk of hy nou afgevat is, bal wat daar aan die oorkant uit is. En wat 'n spel hier deur Touwpark, manne wat lus is vir hardloop, speel uit die voordeel uit. En hulle verplaas spel, omtrent so daar by 22. En die 22 daar, maar alles kan ingooi, Touwpark. Hulle het punt aangeteken, hulle is nou lus vir dinge, hulle wil graag die voortou neem in hierdie kragmeting. As 'n besering, iemand wat 'n bietjie aandag daar gaan kry. Lyk na Kyle Jacobs, man wat nog as 'n stil wedstryd het tot dusver. Hy het ook sy rugby gespeel op Touwpark, hy ken hierdie manne. Weet as manne jou ken, is dit altyd soms moeilik om tot jou volle potensiaal te speel. Hulle ken jou bewegings, hulle ken jou denkwyse, hulle weet wat jy kan doen, maar dit maak ook altyd, of soms vir jou baie gevaarlik ook. Want die manne weet nie altyd of hy is net soos waarmee hy kom. Ons is terug by die spel. En nou sit Raven Roman wat met die bal staan. Hierdie van Nooi speel hom opgetel. Is dit een van Tristan of Tyron? Ek weet hierdie twee manne lyk my dieselfde. Nou is dit weer Leenders wat daar sterk ingaan. Bal opgesit, man wat goed bal dra, Olivier. Kry daar sit sy kaptein wat nou daar ingaan. Nog steeds vorentoe, hy is op sy knie, hy weet presies wat om te doen. Olivier, nou sit van Nooi op 'n loskake posisie. Kloete wat daar binne toe gaan, wag vir hom om uit te kom. Skeieregter wat weer voordeel speel. Baie strafskoppe hier, man wat 'n bietjie skouer daar ingesit het. Lyk na Franklin Smith. En Touwpark sê hulle gaan nou kyk om die voortou te neem. Hulle wys dui aan dat hulle palle toe gaan skop en is Olivier skrimskakel wat ook die steelskopwerk baartig hier vir Touwpark. Toeskouers wat ook begin is saamgesels. Soos ek sê, hierdie mense is baie fanaties oor hulle rugby. Touwpark wat wil kyk of hulle hierdie voortou in hierdie kragmeting kan neem. Hy kom vorentoe. Hy tref hom goed, die vlaas omhoog. En Touwpark wat die voortou neem in hierdie kragmeting. Teen span wat gekwalifiseer het vir die top 12 reeds. Klere is in die maak, sizes is deurgegee. Isaacs wat weer die spel gaan hervat, daar van die middellyn af, lekker diep skop hierdie keer. Van Nooi sit homself op die voet. Bal is nie uit nie, nou sit gekry deur Afrika, binne buite, allemaal teen 'n groot man vas. Het hulle die bal afgevat, omhoop getel. Man speel met 25, ek kan nie sien wie dit is. Nou is die bal afgevat aan die kant af van Touwpark, speel so 'n bietjie terug.
Man wat daar uitgebonder word. Hy is nog steeds beskikbaar aan die binnekant. Olivier wag vir hom, hy speel hom uit. Nou is hy sterk ingeloop. Afgevat. Daar deur Worcester Villages lyk na Grove. Nou is hy al opgetel, man wat ingaan, maar die skeieregter het teruggekom. Al was 'n hanteringsfout gewees. Hy kom terug vir 'n aanslaan daar aan die kant van Villagers. Grove wat so 'n bietjie lag daar. Hy het nog 'n goeie geleentheid daar. Maar lyk my al was 'n dubbele aanslaan gewees beide kante, maar die eerste een was van Toupark af en dis hoekom hulle 'n skram nou daar gaan gee. Kom ons kyk wat maak Afrika met hierdie een. Kom ons kyk wat maak Villagers met die wat daar op sy vletjie blaas, ander wat daar ingaan. So 'n bietjie moeilike dag wat die skrimwerk betref vir Toupark. En dis 'n plek wat 'n mens regtig sal wil momentum opbou. Jy wil nie graag aan jou skrim op die agtervoet wil wees nie. Nou sit 'n Smit wat aandag kry daar, Franklin. Smit is weer daar op sy voete. Weet skrims wat inval is geneigd om manne seer te maak. Dis so gevaarlik. Dis hoekom skeieregters baie op dit is om die reël goed toe te pas, manne te beskerm. Bal wat daar uitgeskop was na die strafskop. Nou is dit Charles wat hom daar kan ingooi. Wie gaan hom hierdie keer kry? Agter opgetel. Kan regtig, weet jy wie die 25 is hy? Sterk dryf beweging vorentoe. Manne is dit afgetrek, wat sê die skeieregter? Kyk sake uit. Lyk my die bal is afgevat. Nee, hy is beskikbaar. Nou sit Afrika wag vir hom. Uitgespeel Clayton ingeneem. Daardeur September. Weer Afrika nou sit Kyle wat wil hy met sy kop maar hy skort. Bal wat ongelukkig vasgehou word. Hy's geïsoleer. Bal wat daar afgevat word. En 'n strafskop aan die kant van Toupark. En wat toeskouers wat saamgesels. Nou sit Olivier wat die bal vat. Hy gaan hom kyk om veld op te skop. Lyk of hy windjie so bietjie gaan leer. Het goeie meters wat hy daar vir sy span kry. En is soos hy dit graag sou wou hê nie, maar so sien die weersomstandighede met die wind. As speel heeltemal teen die wind. Kom ons kyk wat Roman Manerian gaan maak. Wie gaan hom hierdie keer vang? Is dit Van Nooi? Sien hulle gebruik vir Philander en Van Nooi. Daar in die lyn staan is die span van Toupark. Hierdie keer is die kaptein, bal wat uit sy hand uitval. Nou is dit voordeel wat gespeel word. Afrika, Isaacs binne toe geneem deur Kyle. Sterk loop hy. Lyk my het gehoor ek sê sy op stildag. Nou is dit die man wat bal dra weer opgeneem daar. Ingeneem deur die 8ste man. Titus. Afrika. Wat so man so is dit bietjie gemaklik weer opgeneem hier die groot speler. Dat wil vir my voorkom is Nazir Bam, ekskuus tog Bam. Met die 25 try weer Afrika opgeneem weer. Een van die Smit hierdie keer skeieregter wat hulle straffe om kan speel. Wat gaan Villagers maak vinnig speel? En 'n slinkse spel opgeneem met hy oorgeval. Word opgehou, wat sê die skeieregter? Afrika gaan hy self in die gat wat amper oop gaan, maar hy word weer toegemaak. Vinnig mooi gelees deur Toupark. Steeds beskikbaar. Skeieregter sê hulle is die 5-3 terug hier. Weer om kan speel. Kant van Touwsrivier bietjie onder druk en dan is mens geneig om 'n bietjie foute te maak. En in hierdie geval weer opgetel, vinnig gespeel, oorgeval. Dit lyk na Kyle Jacobs wat hier op sy vorige tydsveld oorval en hy druk die tweede 3 van Worcester Villagers en hulle neem onmiddellik weer die voortou in hierdie kragmeting. Telling op hierdie oomblik 12-10
met die doelskop in afwagting. Kom ons kyk wat maak Isaacs met hom, omtrent dieselfde waar die vorige doelskop was, gaan hy die extra 2 punte kan byvoeg. Maar beslis, Villagers wat weer die voortou neem in hierdie wedstryd. Wedstryd wat lekker op en af is, so op ek geniet dit, moontlik gemaak deur Nissan Holdings en NH Live, NH Sports Live, regstreeks hier vanaf Touwsrivier. Boland Club Rugby op sy beste. Daar is net een land en dis Boland. Ons wil ook in dieselfde asem vir Boland sê, well done gister, goed gedoen, 5 punte gevat in Pumaland, op die oomblik, aan die punte leer, en ons is trots, vanaf ons span hierso uit Touwpark het. Doelskop is ongelukkig nie suksesvol nie, telling bly 12-10, 2 punte verskil in hierdie kragmeting. Nou is dit weer Olivier wat spel gaan hervat. Nou is die bal aangeslaan, skeieregter speel die voordeel, gaan Touwpark die voordeel benut, Olivier. 2 broers wat daar is, een wat ingaan, ek dink is Tyron wat nou die bal het daar. Nou is dit weer Olivier, speel hy na sy kaptein, Ronaldo wat daar deurgaan, sterk loopie, een man speel die bal binne toe, en is Touwpark wat oorval van die tweede 3, en niemand anders as Merlin, Bobbeye, al die pad daar van Maikiesfontein, wat sy rugby hier in Touwpark kom geniet vir al die jare, en Touwpark wat weer eens die voortou neem. 1 vir julle, 1 vir ons. Touwpark 15, Woester Villagers 12 en die doelskop in afwagting. Kom ons kyk of Olivier die extra 2 punte kan byvoeg. As u nie is die missie uit. Dis lekker koud, dis lekker koel, maar kan vir u sê die rugby is warm. Mense is besig om hulle uit te trek, so warm raak het hier langs die veld. So lekker rugby speel hulle hier, so lekker geniet hulle die rugby. Telling bly 15-12, doelskop onsuksesvol, maar dit is die span van Touwpark wat voorloop. Ek wil net vir u sê, as jy 'n bietjie tegniese probleme ondervind met die klank, met die beeld, ons vra regtig verskoning. Die tegniese span is hard besig agter die skerms om aandag daaraan te gee. Ons sit ook met 'n uitdaging, jy weet, in Touwpark sit in die kommetjie tussen die berge en tegnologie probeer ons maar altyd kniehalter. Maar ons is hier en ons bring dit vir u regstreeks en lewendig. Nou is die bal wat daar gevang word en opgeneem word deur een van die voorspelers daar van Touwpark beskikbaar. Olivier wat vir hom wag. Speel daar uit na, lyk na agtertoe gegee op van die vleuelposisie af. Is dit Olivier Christen? Ag, ek bedoel nee, is die Christenings wat daar ingekom het. Wat sê die skeieregter? Daar was 'n hanteringsfout. Manne wat so bietjie laks raak na daardie punte wat hulle aangeteken het. Dit praat van die manne, dan praat ek van die gasheer Touwpark. Het is belangrik om kop te hou, momentum te behou. En soos ek sê, het baat nie, hy teken punt aan en in die volgende oomblik teken die punt, manne weer punte teen jou aan nie. Dat is 1 vir jou, 1 vir ons. En dis hoe sake op hierdie oomblik lyk. En Touwpark wat vir Woester Villagers in 'n gunstige posisie sit. Ons weet, hulle sukkel so bietjie in die scrims. En Villagers sal, of soos hulle ook bekend staan, Villa, sal nie omgee om hierdie skrim presies op daardie plek van die veld te hê. Wat beoog Africom te doen, hy gesels 'n bietjie daar met Isaacs, sê vir hom, maat, jy ken die veld, wat ek kan gaan, ons is die beste nou. Isaacs sê, hy gaat jou verras meneer, kom ons kyk. Skeieregter is tevrede, Afrika is tevrede, bande wat weer daar opgaan, weer voordeel. Nou sit Afrika vir Isaacs. Nee, hierdie keer op eerste reserve is dit Joshua September, sit op Afrika, opgesit, maar man wat daar teruggeboender word. Weer Afrika teruggeneem deur Kyle, wat kyk of hy sy tweede 3 kan druk. Weer beskikbaar, geen voordeel, sê die skeieregter, kom terug vir die strafskop. Wat gaan hulle doen? Manne gesels daar.
Sê manne, julle weet mos julle wil die skrim hê, gaan ons 'n skrim vat. Toe skous wat ek nou saam gesels, sê manne, ons gaan maar skrim. Kyk hier manne. Weet vir Touwpark sal dit op hierdie oomblik nie lekker wees om te skrim nie, want hulle skrims, hulle het nou vir elke skrim wat nou plaasgevind het, strafskoppe afgestaan. Kom ons kyk of hulle skrims kan uitsorteer. Manne gesels so 'n bietjie daar met mekaar, is altyd lekker spanne so tussen wedstryde met mekaar gesels die opposisie. Ons weet die manne chirp ook mekaar. Soms raak dit lelik, maar die belangrikste is laat hulle dit mooi hou binne die spel. Afrika wat gereed maak om in te gooi. Weer 'n sterk skrim. Hierdie keer is dit 'n bietjie beter skrim. Hulle val in, wat is die skeiersrechter voordeel? Afrika wat self gaan en hy gaan oorval. En hy val oor vir Woester Walliser se derde 3 en weer eens met 2 punte, 17-15 in die guns van Wallisers Villa en die doelskop wat wag. Slinkse speel daardeur Giswin Afrika, man wat daar so gewild is vir daardie hardlopies van hom, hy hou jou aan die raai tot op die laaste oomblik en as hy dink hy gaan die bal uitgee, dan val hy net oor en hy teken in hierdie geval 5 punte aan. Smit wat so 'n bietjie baie aandag geniet op die veld. Lyk my die manne maak hom seer aan die skrim met die vallery en goed. Lyk jy baie gelukkig, maar hy's dan weer op sy voete. Hy praat daar met die mediese beampte. Sê vir meneer Grove, die manne val in man, hulle maak my seer. Kan hulle net regop staan nie. Skeiersregter sal moet kyk na die sake. Vorige doelskop was mis, is 'n bietjie druk van Isaacs. En nou sy pa is ook die afrigter van Touwpark. Sal hy gesprek graag wil gehoor het gisteraand voor die wedstryd daar in die huis. Hierdie keer maak hy seker en die telling groei aan na 17-15. 19-15, ekskuus tog. 19-15. Doelskop suksesvol. 4 punte verskil. As omtrent so sê so plus minus 4-5 minute speeltyd oor in hierdie eerste helfte. Manne wat so 'n bietjie kommunikasieprobleme het daarso by die afskop of die inskop, ekskuus tog nie afskop nie. Afskop is wanneer 'n wedstryd begin, dis 'n inskop. Hierdie keer hang die bal mooi in die middel. Teruggeklap daar, gekry daar deur Touwpark, goed gedoen daar. Walliser so 'n bietjie in die slaap gevang. Nou sit weer Olaf hier. Weer van Nooy op 'n loskakelposisie. Paal wat ongelukkig vorentoe aangegee is uit die skeiersregter. Daar vir Bobbe, man wat lus is vir hardloop. Ja, hy is lus vir hardloop. Hy sê, hey, dit nou nie forward pass was nie, was er nou groot moeilikheid. Een van die spelers daar van die Wallisers wat 'n bietjie mediese behandeling en aandag gaan kry. Nou nie presies sien wie dit is wat daar sit nie. Ek wonder of dit September is nie. Dus skare wat nou begin sing nie so. So 'n ligte bytjie wat soms so val en uitsakkie. Dan hou hy weer op. Ons is nou in die ophou stadium. Sien die lig raak ook so 'n bietjie donker hier. Vroeg donker in die winter hier in Touwpark. Kan ook lekker koud raak die plek. Ysig koud. En daarvan kan ek getuig. Maklik onder minus 3 grade soms wat dit hier word. Man is gereed. Skeiersregter sê ons is gereed om te begin. Sê man nou nie bekommerd wees nie. Eerste helfte is amper verstreke. En ek dink die afrigter van Touwpark wat regtig gaan gesels met die manne, miskien 'n paar plaasvervangers wat ook ons gaan sien, veral om die skrim bietjie meer stabiliteit te gee. Kom ons kyk. Stap weer daar. Nou stap hulle sterk met Touwpark. Weer eens bal daar. Isaacs, Afrika wat hom maar oor aangee. Ingekom haal ek na die heel agter. Nog steeds vorentoe, man wat daar sterk deur hardloop. Is Afrika opgetel deur Afrika. Ongelukkig is dit Grove wat sy oog van die bal afhaal. Skeiersregter wat amper op die vlekkie. Nou speel hy voordeel.
Man, wat as hy voet oor 'n plat trek en is hy heel agter. Kok wat daar oorval hier voor halftyd. Handy skares op hulle voete. En die telling is 20 in die guns van Toupark. Nou 1 punt verskil. En die doelskop behoort formaliteit te wees. Like na Dominique van Wyk wat hom in die proses seer gemaak het. Maar dis die tipe spel van Toupark. Hulle uit niks het gebeur iets. Hulle hardloop enige plek van die veld af. Hulle ken hierdie oppervlak, hulle ken hierdie weersomstandighede. En Olivier wat sal kyk of hy ekstra 2 punte kan byvoeg. En dit sal hom nice wees vir Toupark om voor te loop met 'n halftyd wat binnekort gaan plaasvind. Tydens so 3 minute min of meer speeltyd oor, so 'n paar beseringstyde gewees. Kom vorentoe, tref hom goed en die ekstra 2 punte wat bygevoeg word, 22 vir Toupark, 19 aan die guns van Woester Villagers, ook bekend as Villa. Skeieregter praat daar, hy sê manne, is alles nog ry daar langs die kant. Sy assistent skeieregters, alles tevrede. Ek het vir jy gesê, en soos jy kan sien, is dit 1 vir jou, 1 vir my, en die wyn, watertjies wat ek nou beginne val weer hierso. Maar dis rugby, dis 'n wintersport. Afrika wat 'n bietjie met die skeieregter gesels daar oor wat voor gebeur het. Nou sit 'n bal wat daar hoog skop word. Mooi geskop daar onder druk gekry. Is die kaptein wat hom gekry het, nou wag Olivier vir hom om uit te kom. Sukkel so 'n bietjie, kry sy voorspelers daai wat hulle vergeet is altyd die nuwe reël, of nie die nuwe reël eintlik, is al van die begin van die jaar af, jy kan nie meer langs die losgemaal staan nie, is 'n tipe obstruksie wat jy pleeg, en wat iets as wat 'n skrim gaan vat. Baie interessant dat hulle die skrim op daardie posisie vat. Mense sou gedink het dat hulle die bal lyn staan, kan net toe sal skop vir die lyn staan, miskien 'n dryfmaal beweging. Is nie te na in die doellyn nie, maar kom ons kyk, miskien het hulle iets anders in gedagte hierso. Dinge in die skrim wat net nie lekker uitwerk vir Toupark nie. En nou sit nog Villagers wat moet strafskoppe ook vra vir skrims, en dit maak dinge altyd nie so lekker nie. Lyk of iemand daar aandag gekry het, maar hulle is weer terug. Kom ons kyk wat maak Villagers met hierdie skrim, of wat gebeur uit hierdie posisie uit. As ons gaan kyk na wat vooraf gebeur het, is dit maar seker formaliteite, dat dit hulle sterk skrim sal wees. Wie sal kyk vir nog 'n strafskop. Hierdie keer staan hulle baie sterker. Nou is die bal wat uitkom. September, maar die bal wat daar vorentoe is, nou is hy opgetel. Kotela wat daar deurkom. Sterk loopie deur Kotela, nog steeds Kotela. Isaacs wat terugval om hom maar plat te trek. Nou is dit weer Olivier, speel hy na die oorkant, Bobbe hier, ondersteuning. Nou is dit binne buite ingeneem daar deur Van Wyk, speel kry die ondersteuning aan die binnekant. Olivier wag vir hom. Weer Bobbe hier op, nee, ekskuus tog, sien Bobbe hier nie, is Kloete. Maar skeieregter sê daar was 'n hanteringsfout, en daar is ook manne wat omkant speel het, ander wat redelik vir die omkant gestraf word die beide spanne. En die manne besluit hulle gaan paal toe skop. Weet jy hoe die situasie van die wind nou is nie, maar kom ons kyk. Lyk na Toupark wat hom net graag weer die voortou sou wil neem, redelike regheidskop. Wynkie lyk of hy so 'n bietjie gaan leer het, maar as ek so die bo toppe kyk van die bome, dan is die Wynkie nog daar. Kom ons kyk, is omtrent so 43, 44 meter skop. Olivier vertroue in sy voet. Tref hom, bietjie hoog, nee.
Hy skort, nou is dit 'n teenaanval, lyk na 'n bal wat daar aangeslaan raak. Hoë risiko rugby wat Worcester Villagers daar wil speel. Was die regte besluit. En gunstige posisie wat Toupark nou in is, 'n skrim wat hulle gaan kry. Hulle skrim, hulle sal met meer selfvertroue in hierdie skrim ingaan. Hulle het goed gestaan met die vorige skrim wat daar plaasgevind het. Maar soos ek sê, hulle is meer die hele tyd in is ons gaan kyk na die algemeen en die skrims baie onder druk gewees, straatskoppe afgestaan. Maar hulle sou so 'n bietjie momentum opgebou het met die vorige skrim wat Villagers maar gesukkel het om vorentoe te gaan. En nou is dit Olivier. Bal wat daar ingegooi word. Lyk na vaskop weer eens wat hulle het op ongelukkig vir Toupark. Nou is dit ja, 8ste man daar wat met die bal sterk hardloop. Titus, ondersteuning wat kom. Lyk na Grove. Afrika. Aangeneem daar, lyk na Grove. Opgeneem. Weer Afrika. Isaacs. September ingekom deur Afrika. Skoppie wat daar deurgestuur word. Ja, ons die ambulans ook op die veld so 'n stukkie daar mis. En die skeieregter sê, manne kom ons gaan drink water. Dus halftyd telling 22-19. Boodskappe wat deurkom, ons wil vir u sê baie dankie vir die boodskappe wat u vir ons deurstuur hierso. Toupark sou so graag die voortou in hierdie Toupark wat die voortou neem, ekskuus, wat hulle graag sou wil hê om halftyd die voortou te neem en water te gaan drink en die afrigter wat beslis gaan gesels rondom die skrims wat hulle moet hanteer. Maar as ons terugkom, dan gesels ek met u weer ten opsigte van wat dinge hier gebeur in Touwsrivier. Ik heb op een stadium gezegd, first half, 4 minutes, kon je... Ja, kon je dat worden. Oké, sir. Joh, ze moeten het doen, joh. Maar nu vat elkaar, mijn broer. Nu vat elkaar, nu. Dan is die... Als het tikkel op je raam, moet je niet aan mij weten of het is niet lachen. No, als Tekkeloom zo. waar zo, wat hij had niet eruit. Dat is normaal, hij heeft nog gepast, maar hij was klaar die tikkel. Hij kan me nog niet omdraaien. Maar hij heeft het gewoon niet. Dan is die alle dank
as a Sê, walk in wat the sê park. die- Wat sê, ja. Ja, hulle het so gedink. Hulle speel 'n bietjie dom. Hulle wil nou voorlangs hou by die scrims en Ja. hulle wil nou backline, hulle sluis hulle, okay, toupak en losbal. En hulle wil hom Hulle los. het hulle geen weg hoe as hulle dit doen. En hulle wil hom los. hè. Voor, hulle dominate daarvoor. Wat sê hy man van die scrims? Wie is hy? Die kaptein van toupak. Nee, hy sê hy rooi skrim binne toe. Sê vir hom ek is 100% seker. Net op die my game op. Jy kan letterlik die span wat dominate moet jy hoor. Die man wat gedruk word so probleme. Yes, ja. Dit is nee. Hy trek in, hy trek af. Altyd so. Onthou as jy stik die mou van as jy opponent wat binne toe skrim jy daar, wie is die probleem? Verstaan As dit jy? hulle wat hier agter in die stil staan. Ja, bro. Ek voel dit doen wat hy doen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Niks changes nie. Waar is die op? Wat, is daar agter? Niks changes nie. Niks changes nie. Keer sak die winspel ongelukkig wat die Ja, bal aangeslaan Leon. raak. Nou speel hulle voordeel. Bal wat daar uitkom, word gegee. Kotela on weer aangeslaan. net ook wel hy bandies overskree. Touwpark nie hierdie voordeel benut. Ekskuus tog Hulle benut. net advantage overgeskreef. En Olivier sê ons het 'n bietjie uitdagings met die tegniese aspek hierso. Dit reën, die wind waai. Die netwerk is 'n bietjie swak. Ons sit hulle 'n bietjie, jy sal agterkom, dan is die skeieregter aan. Dan is hy af. Maar is goed bietjie buite ons beheer, maar ons wil so ver as moontlik hierdie wedstryd vir u regstreeks en lewendig bring. Soekeran ook aan sy Testing mic, testing wat mic. vir my op die hoogte van die tegniese aspekte word regtig waardeer. Kom ons kyk Uit ook ons gaan, almal in. Touwpark hulle skramprobleme gehanteer het nou tweede helfte in die kleedkamer. En of dinge beter Ja. gaan hierdie bal kan ingooi. Olivier. Hoi. Kom ons kyk. Eerste skram, die tweede helfte. Telling 22 in die guns van Touwpark, 19 Villa. Onder druk. Opgetel op beheer. Olivier. Maak of hy teruggee. Nou sit Kotela bal wat terug gaan. Ongelukkig aangeslaan sy die skeieregter. Aangeslaan. Ongelukkig kon hy nie die bal bemeester nie. Bal kan nat. Ja nee, kan nat wees. Die bal is nat wanneer dit reën hier in Touwpark. En dit sou is nou lekker. Maar ek kan vir jy sê die toeskouers, hulle is hier, hulle geniet die rugby. Niemand wil nou huis toe gaan nie. Telling is te na aan mekaar. Touwpark wat dan wat sal wil gee om hierdie een te wen en hulle is in 'n goeie posisie om dit te doen. Maar ek wil ook sê die Villa manne wat dan vir hulle ontslape direkteur sal wil 'n mooi afskeid gee. En om hierdie wen aan hom toe vertrou. Soos hulle al vir die afgelope tyd hierdie jaar gedoen het. Belangrike wedstryde wat hulle gewen het op belangrike tye. Hierdie keer is dit Smit wat vervang gaan word. Hy het redelik gesit. Ons gaan nou kyk wie daar op die veld gaan kom om te vervang. Ons kan hoor hoe praat die man. Alles soek nou maar net Touwpark sterk in die lug. Smit wat ook bekend staan as vleis. En jy kan seker sien hoekom hy vleis is. Nou is dit daar plaasvervanger wat daar opgaan. Hierdie man het ook geen bekendstelling nodig in die Woester Villages geleedere nie. Laat ons gaan, almal in. Soos keisregter sê, hulle is gereed. Winston Reineveld wat die veld gevat het. Hoi. Kom ons kyk wat maak Villages met die een keisregter is nie tevrede nie. Sta julle twee in die kant. Sê die manne aan die ander kant, daar is ietsie lekker nie. Julle in die kant. Kyk band, so die band in vir ons. Uit daar. Laat ons gaan. Cute. Fine. Kom ons kyk hoe dinge nou verloop hier. Sit. En hierdie krag met in die skrims. Skeieregter is nie tevrede nie. Jy kan sien dat vleis het dit wat hy daar gedoen het op die veld, sy teenwoordigheid het baie gedoen. Oomblik wat hy van die veld afkom, Uit, kom ons gaan. is die skrim van Villages so bietjie onder druk. Maar dan moet nou net die skeieregter se Cute. meer toetsie nie. Sit. Hierdie keer lyk dit beter. Hy bal is beskikbaar. Nou word hy opgetel. Afrika Isaac skop die bal veld af. Bal word daar gejaag, bal wat nie uitgaan nie. Kry daar aan die oorkant baie onder druk. Hy skop die bal vorentoe is Van Wyk. Nou sit Villages wat hom kry, speel hy na die oorkant Afrika.
Clayton binne buite, hulle ken hom, allebei tussen 2 manne vas. Nou sit Afrika wat kom. Kyle wat die bal opsit, word daar oorgegee, sy afgeklap. Wat sê die skeieregter? Ja. In Engels sê hulle deliberate lockdown. Hy is gelukkig om net 'n strafskop daar af te staan. Hy mag nie die bal nie. Nee, lyk by daar gaan hy tog met die man gesels. Daar's iemand in die moeilikheid. Daar's iemand in die moeilikheid. Nommer 7. Lyk nou, klink na Van Nooi. Ja, hy gaan 'n geel kaart kry. Dis wat ons maar weet, dit gebeur maar altyd. Zaan, Naldino van Rooi wat 'n geel kaart daar kry. En Topak wat nou met 14 manne gaan speel. Een van die assistent skeieregters wat daar net skeieregter ons sy aandag gebring het. Wat ons nie dit toelaat in rugby nie, man wat in geen posisie was om die bal te kry nie. En ons kyk wat Villagers met hierdie een gaan maak. Hulle sal graag die voortou wil neem in hierdie kragmeting. 4 mal staan wat daar gaan plaasvind. Manne kyk sake uit. Charles wat die bal daar ingooi. Bam. Skeieregter sê dit skeef. Opsie daar vir die span van Touwsrivier. Hulle sê hulle gaan die lyn staan vat. Sukkel so 'n bietjie in die skrim, so dis die regte keuse om daar uit te voer. Is maar beter om die skrim te vat in hierdie situasie. Ag, die lyn staan, ekskuus tog. Maar nou wat hy graag sal wil skrim nie. Nou gaan Roman moet seker maak dat as die springers in hierdie fasette kry, man wat die bal altyd goed kry van Nooi, hy is van die veld af. Hy, die kaptein wat homself hierdie keer gaan haal, goed gedoen daar deur Philander, maar die bal is onwettig daar afgevat, sê die skeieregter. Bietjie dissipline, nog 10 tree wat hulle loop, weer vinnig gevat deur Olivier, maar die skeieregter op hom terug. Sê dat ek net vir jou die regte merkie gee. Villagers sal net met sê dat die dissipline hulle nie nou in die steek laat nie. Wedstryd wat na halftyd so 'n bietjie momentum verloor het. Jy weet, die manne het mekaar aangevat in die eerste helfte, lus vir hardloop, maar wat 'n goeie skop daar deur Olivier. Interessant wees wat hulle veel man hulle gaan wees in die lyn staan. Lyk my hulle is 5. Skeieregter sê hulle is 5 vir Villagers. Lynstande doen Topak redelik goed. Kry hulle bal, so 1 of 2 gesteel ook daar by Villagers. Bal wat teruggeklap raak, Olivier daarna Kloete, Kruipan het toe gespeel na Meyring wat hom opsit. Wag vir hom uit te kom. Olivier op sy knie daar ingegaan. Bal wat daar oorgegee word. Nou daar een van die linge wat hom kry, help sterk. Gaan hy oorval. Ongelukkig met die bal vorentoe uit sy hand uit. Hy het hom ongelukkig probeer gooi, hy het goed gedoen na. Dit lyk na Tyron. Kry 'n high five af van sy broer Tristan, maar hy gaan ongelukkig is die bal vorentoe daar uit sy hande uit. En wat 'n pragtige loop het daar. Af ons weet hierdie manne wat op skool daar by Vallei groot, hier by die tuin 'n groot naam gemaak het met hulle rugby. En dit voortgevorder na klub rugby. Hulle was selfs op skole betrokke. Kom ons kyk. Weer sterk skrim daar. Skeieregter wat voordeel speel. Wat is over? Williams wat vassteek, probeer die bal hardloop. Weer Afrika vandag Isaacs. Grove kry ondersteuning, sterk hardloop daar deur Jacobs Kyle. Sê hy ken hierdie oppervlakte, weer Afrika. Ongelukkig is dit een van die spelers lyk na Bam wat sy oog van die bal afgehardloop het. Hy kan homself skop. En nou gaan 'n vaste skrim hê daarso.
Ongelukkig kon hy nie die bal bemeester daar nie. Kom ons kyk wat gebeur in hierdie skrim. Kom ons kyk. En dan gesels 'n bietjie daar iemand wat die nodige aandag kry daar op die veld. Lyk nou nog een van die voorspelers van Villagers wat daar afkom. Nou maar net kyk wie sit wat daar gaan afkom. Maar die bal was weggeklap geweest. Ek verstaan jou argument, nee. Skeieregter wat lekker kommunikeer aan met die spelers. Hulle weet presies wat hy verlang en wat hy nie verlang nie. En nou sit die nommer 17 daar. Nog 'n bewaarder, nog 'n man wat daar vir korrektiewe dienste WP span speel en ook in hulle nasionale span. Kom ons gaan almal in. Anele Zingitswa. Beter bekend as Zing. Ja. Sterk skrimman. Dink Boy. die manne dink hulle gaan hulle skrim verswak. Dit sê is beter. En nou is weer Sterskam opgetel deur Bobbe, vinnig gedoen, vinnig gehaak. Steeds Bobbe, hy kan nie plat getrek raak, hy kry die ondersteuning ongelukkig. Dis die kaptein wat hom hier daar kan vat, die aangeslaan word, maar wat 'n wedstryd. Dit hier Bobbe vandag hier lekker sterk hardloop. Ongelukkig kan hy net nie die offload daar reg kry. Nee, en 'n bal wat daar verlore gaan. Hanteringsfoute wat daar intree in hierdie wedstryd in hierdie tweede helfte, telling nog steeds 22 vir Touwpark en 19 vir Villa. So ietsie soos 10 minute verstreke in hierdie eerste helfte. Gemoedere wat redelik hoog loop daar op die veld. Kills. Point. Villa wat die gaan ingooi. Kom ons kyk wat maak hulle. Nou is die bal beskikbaar, kyk of hulle nog 'n strafskop kan kry. Opgetel, Grove nou op 8ste man, vir Afrika, speel hom daar oor, ingekom deur Afrika, hy skop die bal deur. Kry daar, nou sit Van Wyk wat met 'n teenaanval kom. Hierdie man is vinnig, maar ongelukkig is die kantlyn daar aan die oorkant wat daar wen. Nou sit manne wat daar mekaar groet, sê goeiemiddag manne, gaan dit skeieregter daar op sy vletjie. So. Is nie altyd 'n mooi prentjie in rugby as manne so aangaan nie. Kaptein nommer 6. As manne wat in die moeilikheid gaan wees. Kaptein nommer 3. As manne wat beslis in moeilikheid gaan wees. Dit lyk ook na Afrika wat die kapteinskap nou hierso is. Hy is die kaptein van die span, ekskuus tog. Daarso was niks aan die tot jy daar ingeneek het, né? Ek sê ek nou stout. En toe gaan nou daarso, né? Ek het met julle gepraat oor dissipline, né? Die julle begin nou los te raak, so dis is staan hoor. Die volgende wat die so kyk dan sê my eers intree, né? Okay. Praat met die ouens. Praat met die ouens. Kyk hoe word dan nou hakkies en drukkies gegee soos manne wat niks gedoen het nie. Dis nou tipies van 'n rugby speler. Skeieregter het gesê hulle is so bly hulle kry net 'n waarskuwing. Hulle was bekommerd geweest. Maar ek kan vir julle sê ek ken 'n rugby speler. Ek ken 'n rugby speler. Aansien ons ook nog 'n plaasvervanger wat op die veld verskyn en die afrigter wat besluit het dat Boel, soos hy ook bekend staan, Grove, laat ons hom maar liewers afkry voor hy vir ons 'n kaarte gaan het hierso en anders veranderinge in die kant van Touwpark Leners wat afkom. En is die man wat nou daar opkom, Mario Marines, wat vir Brendan Grove gaat vervang. En ons weet wat kan hierdie Marines maak. Check vir my daai kaart se tyd, né? Nou kyk, as daar weer daar opgekom het, lyk na ook 'n plaasvervanger daar is die kant van Zinsan Makaton. Bal wat daar gedryf word deur Villagers, sterk dryf hulle bewoogie vorentoe nou. Kom ons kyk wat maak hulle. Steeds vorentoe. Nou breek hulle los. Sorry. Bly by my. Steeds beskikbaar opgetel. Use it.
Wat so 'n bietjie lang Afrika soek sy spelers Bam wat hom nou Nou opsit. clear. Kyk jy het lekker kommunikasie. Weer Afrika met so 'n Daar is al bietjie diep groen. in die half. Nou is dit opgesit deur Zingwitwa Dan Anele. uitgroen, dankie. Weer Jacobs 1 2 3 4 manne Nou wat op clear. die pad trek. Wag vir hom. Penalty advantage. Nou speel hulle voordeel af vir Villagers. Nou besluit hulle om bal wyd te speel. Ingevat binne toe. Nog 'n plaasvervanger wat op die veld verskyn het. Die binne senter wat altyd in die starting line-up is vandag. Is dit op die plaasvervangerbank is dit Enrico Jacobs. Wat ook intussen daar op die veld verskyn het. Ek moet net seker maak vir wie hy vervang het. Isaacs is nog daar. En wat en as Villagers wat gaan aan met pale toe. Dan wil ek net seker maak vir wie Enrico vervang het. Enrico Jacobs. En 'n vinnige skop wat daar plaasgevind word. 3 punte wat bygevoeg word. En die telling is gelyk op hier Check vir my daai kaart. Sit in Topak. 22 One jaar. minute, ja. Ding is weer gelyk op. Geel kaart manne wat nog met 14 man speel so 1 minuut soos jy kan hoor wat die skeieregter sê van daardie geel kaart. Kom ons kyk, ding is gelyk op. Dis ook die Kyk. eerste punte wat in die tweede helfte By aangeteken die is. volgende staan. En dis 3 punte. Nou is dit mooi gedoen daardeur Olivier, hy hang pragtig, bietjie diep Isaacs. Sy dartelopie soos hy bekend staan nie. Kyk vir my. Afrika kaptein, wat maak hy? Kyk saak uit. Nou speel hy oor. Opgesit die een van die voorspelers. Skeieregter speel voordeel vir Hoogvat. Afrika wat na die oorkant. Isaacs. Oh, nou Luke Paas net so bekend. Marinus vinnige hande is hy vorentoe. Ongelukkig die laaste aangee vorentoe. Maar hulle gaan terugkom vir 'n strafskop daar aan die kant van Villagers. Bal wat daar veld uitgeskop raak deur Villagers. Hulle het nie baie veld gewen nie. Hulle speel teen die wind. Kyk, dat die kaart kom. En nog plaasvervangers. Daar is nie Dis sommer stap. 24. Klein is die middel. Hulle kom te kyk wie's wie. Roman wat die lekker Van wie is smaak hy? die skeieregter. Stap hulle nou daai kaart. Kaart. Net seker maar wie Okay. afgekom het en maar verskoon. As ek so 'n bietjie deur mekaar raak met die name. Maar ons bring dit vir jou regstreekse lewendig. Marinus wat nou Hou eers. daar moet Hou eers. Roman gesel, nie Roman, ekskuus, Charles As gesel. hulle 3. As hulle nou Dis sorter. wat ons hom wil hê. Ons wil graag hê. 4. Dis lekker momentum opbou en lekker die bal kry daar. Die eerste punte aangeteken in die tweede helfte. Ons wil graag nog 'n 3 ook druk. Bal wat weer afgevat is, daar 'n bietjie onder druk. Nou is die bal beskikbaar aan die kant van Topa. Ja, so rooi. Penalty advantage. Skram op voordeel wat daar gespeel word vir strafskop. Bal wat daar wyd uitgegooi word. Nog 'n plaasvervanger skrimskaker wat op is. Ons sal nou kyk. Ja, mooi gedoen Kotella ingesny. Daardeur 'n Kok. Hy bly by. Topak wat nou lus is vir druk weer vinnig Die bal opgetel. die Nou vinnig. speel hulle oor skeieregters vir voordeel is by ook die geel kaart wat terug is. Van Nooi uitgerus, Kotella opgetel, ongelukkig. Kan hy nie aangeslaan raak nie. Nou is dit nuwe voordeel wat gespeel word in die plaasvervanger Jacobs wat op is. Afrika kyk saak uit, wat gaan hy om? Geen voordeel sê die skeieregter. Aangeslaan, Villagers wat kan skrim. Ook 'n geleentheid vir my om net te kyk wie's op die veld. Wie is af? Maar dis die tyd wat plaasvervangers altyd maar op 'n veld geskiet. Laat ons gaan, almal in. Bailey is op die veld, Tertius Bos op die Point. 8ste man. Topak. Sit. Steady. Ek sê nou Tertius Bos, Tertius Nobel. Ekskuus tog. Nou is die bal uit by Villagers. Jacobs, plaasvervanger wat daar op sit hom op. Ondersteuning wat bykom, pas hy die skeieregter geen voordeel.
dubbele vletjie, iemand is in die moeilikheid. Captain. Kom ons luister wat hy sê. Iemand is in die moeilikheid. Sal goed. Hy gaan met hom praat. Ja, kijk, Cappy. Dat is nou die hoeveelste scrum penalty. Dat verander net van, de ene is nou voor turning. Anders is altijd af, op, nee. Gewoon zo dat gewoon uit daar zo. Want ik zal moet beginnen in nee. Laten we het uitzoeken, nee. Ja, als aan de andere kant. Ja. Hoor jy wat hy sê, die skeieregter moet intree. Ek het eintlik gedink hy sou al lank al ingetree het, maar hy bietjie verdraagsaam gewees. Nou weet hulle daar's moeilikheid. Iemand gaan 'n kaart kry by die volgende een as daar moeilikheid kom. En van iets wat 'n verligtingkie gaan net hierso. Numbers? Alles 4. As net dit asseblief. Kyk hoe. Kijk, los jou hier zo. Wat sê Charles? Hierdie keer kry hom baie onder druk. Ongelukkig van 'n omkant posisie af Charles. Daar so meer, hier so meer. Skeieregter sê vir Bailey moet kom, hy's 'n bietjie haster uit vir daar vir Keaton Olivier vervang. Vat ook die skopwerk wat hy behartig nou. Lyk my dis toegeëien aan die skrimskakelposisie. Malik Bailey. Ek los jou hier zo. Numbers? Alles 5. Vyf manlyn staan daar, kom ons kyk. Voorstander, kry sy spelers daar. Ingekom oor deur Carlton Matthys wat daar op die veld verskyn het. Nou sit Bailey uitgegee daar na die oorkant speel met die agterlyn. Sterk inloop hy daar. Lyk na Tackle, hou clear. Wag vir hom uit te kom Bailey. Speel so 'n bietjie terug toe pak. Hierdie keer is dit 'n skepskop. Daar deur Kloete wat sê die maar hy is ongelukkig regs verby. En 'n 22 inskop sê die skeieregter. Hierdie man wat beslis vir Villa sê vandag geskop daar deur Afrika. Kry die ondersteuning steeds Afrika. Speel daar oor ongelukkig kan die bal nie daar bemeester word nie. Ongelukkig aangeslaan. Hoë risiko ruk by die manne wat weer die tempo wil lig. Soos in die eerste jaar toe wat hulle gespeel het met 'n ligte bytjie wat weer uitsaak. Wil hulle hoë tempo rugby speel, hardloop rugby in hierdie nat situasies wat dinge 'n bietjie moeilik maak, veral met die bal wat 'n bietjie nat is, so is moeilik om hom te kry. Redelik plaasvervangers wat ook nou op die veld is. Okay, rooi. Jy moet my nou maar verskoon as ek 'n naam of twee verkeerd sê. Tafelmanne praat nie saam met my nie, hulle stuur net op. Ek moet maar wonde en sien hier nie. Nommers van die treë is verkeerd gelukkig. As hom so een of twee manne bekend aan my. Kom ons gaan almal in. Kom ons kyk, as Gus van die Bert ook nou op die veld en Afrika wat nou na die dingesposisie skuif. Loskakel. Interessant. Bert kan loskakel speel, maar hy is nou 'n skrimskakel Clayton Isaacs wat die veld verlaat het aan die kant van Villa. Kom ons kyk wat maak hulle met hierdie skram. Toupark. Hulle is onder druk. Vinnig opgetel, hierdie keer is dit Noble Tertius. Aangeneem daar deur binne senter Meyering. Tackle! Skeieregter sê tackle, Bami kan nie die bal speel nie. Wat gaan Toupark maak? Toeska was sê paale toe. Tackle, clear release. Skeieregter kaptein wat stilletjies daar wys ons gaan paale toe. Sê Mr. Ref, kom ons kyk of ons hier weer die voortou in hierdie wedstryd kan neem. En kyk of ons 3 punte kan byvoeg nie. Telling gelyk op 22 jaar hier in Touwsrivier. Beter bekend as Toupark Park. En dis Bailey wat ook nou die stelskopwerk behartig. Kom ons kyk wat maak hy met hierdie een. Malik kom vorentoe. Tref hom goed. Die plaas omhoog. En die telling groei aan nou na 25 punte vir Toupark en 22 aan die kant van Wallisers. Aha, sorry. Ons is nou in die 18de minuut.
18 minute verstreke soos jy kan hoor daar. Skeieregter wat 'n lekker gesels soos ek vroeër gesê het. Spelers weet presies wat van hulle verlang word. Gusman Afrika wat nou die bal daar teruggespeel, mooi gedoen. Nou sit Williams wat hom kry, word daar opgehou. Bly by my. Beskikbaar Hubert. Nou op 'n skrimskakel. Zing wat hom daar opsit, steeds vorentoe. Aan. Wag vir hom om te kry wat sy die skeieregter voordeel speel. Baie strafskoppe wat afgestaan word. Nou speel hulle binne toe weer. Een van die plaasvervangers wat daar opgekom het. Hubert speel aan die oorkant, kry die ondersteuning, oor aangee. Maar gooi binne toe gaan, goeie verdediging aan die kant daar van Toupac, maar daar was geen voordeel gewees nie. Manne wat nie die vletjie hoor wat aangaan met die spel. Skeieregter wat hom so 'n bietjie harder blaas. En wat gaan Villagers met hierdie een man gaan hulle weer sake gelykop maak. Hier in Toupac, wedstryd wat baie gelykop is in die tweede helfte. Wedstryd was deur die loop ook, soos jy kon agterkom, een vir jou, een vir my. En kom ons kyk. Ja, ons gaan lyn toe skop. Of wat sê die kaptein? Senior manne wat nou aangesels. Jy het nou 'n vinnige U-turn gemaak. Tarantaal wat daar van die veld af kom, as nog 'n man wat opkom. Ons moet nou maar sien. Karel Tarantaal, man wat daar oorspronklik van die Dixiese wêreld is. So nou maar moet sien wie daar by veld verskyn. Nommer 19 aan die kant van Willa en dit lyk na Basil Diedriks. Wat ga jy maar? Kyk. Lyk my nou gaan lyn toe skop. Ja, dit sort dit. Dis met tyd aansit. Hulle gaan kan lyn toe skop. Goeie skop daar. Plaasspel daar. 22 omtrent van Toupac. Wat gaan hulle met hierdie een maak? Gaan hulle hom dryf? Gaan hulle die manne intrek met die agterspeler speel? Villagers wat graag sal 'n treble druk. Hulle soort nog een vir die bonuspunt. Charles kry daar vir Bam, bal wat teruggeklap raak. Aangeslaan, ongelukkig daar by Villagers. Hulle is bietjie onder druk in die situasies wat die lynstaande betref. Want Toupac maak dit glad nie maklik vir hulle vandag. Hulle gaan vir elke bal kyk of hulle hom kan kry. En Alvaskal kom na my toe. Alvaskal, hoekom jy nie as dit Charles wat jy kan kry nie. Hoe het hom gespeel, né, na die nok. Kan hoor daar die manne soek 'n strafskop. Maar die skeieregter wat goed bewus is van sy reëls natuurlik. Ons kan 'n sterk skram verwag hier van die manne van Villa af. Bailey wat gaan ingooi. Bietjie vinnig daar nie so lekker nie. Alvast hom eens 'n bietjie nie. Hy het ons gaan. Manne praat deeltyd speeltyd. Moeg gepraat vandag en nog rugby gespeel. Sharp is daar. Sit. Step hier so op hoe Sterk skram, maar 'n bal wat agter uitspat gekry Noble. Skop die bal veld op. Kyk gaan maar. Wat maak hulle met hierdie een? Bal is binne. Nou sit Williams. Dan kry daar. Ongelukkig slaan hy die bal aan daar. Hanteringsfoute wat die intree is 'n druk wat so maak. En die span van Toupac wat nou slim is in die scrims. Hulle as die bal in is hakel omdat hy sommer reg deur agter uitspat. Hulle weet hulle moet 'n vinnige bal kry om sodoende besit van die bal te kry. Anders is dit moeilikheid. Skeieregter het vroeër in die wedstryd gesê dat daar is moeilikheid sou daar weer 'n skrim 'n strafskop afgestaan raak. En as kan seker dieselfde verwag. Skeieregter nie tevrede daar nie. Kom ons jy onhom, jy boor mos hè. Ja. 3 punte verskil in hierdie kragmeting. Kom ons gaan. Trend so 12 na 15 minute speeltyd oor in hierdie
Die helfte in hierdie kragmeting. Weet die Springbokke wat ook nog later vandag alles eintlik al besig sal interessant wees wat die telling daar in die Kaap is, maar ons is in Touwsrivier. Weer 'n sterkskamp opgetel deur Noble. Hy gaan self kry die ondersteuning binne toe gevat. Hierdie keer is dit weer die sterk lenige Meyering weer opgesit, maar 'n bal wat daar agter is. Nou sit voorspelers Bailey wat wag vir hom. Hy speel hom. Kotela wat homself daar opsit. Wag vir hom uit. Ag, Makaton. Haak my tong aan nou so. Kotela, daar's die man nou. Hierdie man klein maar getrein. Hardloop deur uiteindelik word hy plat getrek. Penalty advantage. Voordeel strafskop daar Speel advantage. gekry oor aangee. Man wat die bal ongelukkig agterlaat val, maar hulle weet hulle het 'n voordeel, strafskop voordeel. Sekerlik gaan hulle kyk om nog 3 punte by te voeg om die telling 'n bietjie groter te maak. Gaan ons 'n opskudding kry vandag hier op Touwpark. Hierdie manne wat nie sal omgee om hulle rugby seisoen hier by die huis op 'n hoogtepunt te wil afsluit nie. Hulle moet Villa wat graag die momentum sal wil behou. Weet, hulle speel onder moeilike omstandighede vandag. Hulle direkteur wat vir ons vanoggend verlaat het, massiewe hartaanval het hulle daar op die Woester verwante blad van Villagers gesê. En is Bailey wat gaan kyk of hy nog 3 punte kan byvoeg by die huidige 25 wat hulle het. Hy kom vorentoe, hy tref hom goed. Ongelukkig kan hy nie 3 punte byvoeg nie. En die telling bly 25-22. Nog altyd in die guns van Touwsrivier. Sal interessant wees om te kyk hoe Villagers hierdie 22 gaan doen en hulle doen dit soos ek verwag om diep te skop. Ons weet hierdie Touwpark manne hou van hardloop, hulle kom verdediging wat hou. Nou is dit beskikbaar Bailey uitgegee daar aangegee. Nou is dit Perang wat daar opvat, plaasvervanger weer Bailey. Teruggeneem, nou is dit Kotela. Wag vir hom. Ja, hy moet op sy knie gaan, dat dit 'n tackle is. Bailey. Ja, een van die voorspelers wat dit opvat lyk aan na Is dit hom? weer voordeel strafskop. Hier's verskriklik baie strafskoppe wat afgestaan word deur beide spanne. Dis 'n pline wat regtig nie anders sê om so 'n klomp strafskoppe af te staan. Hulle speel voordeel. Bal wat nou wyd gegee word. Nou sit weer opgeneem daar deur Makaton. Bailey ongelukkig slaan hy hom aan. Al sy oog van die bal af. Maar hulle gaan terug vir 'n strafskop. Twee scores wat nou saamgesels. Sorry, Heister. Dan skop hy die bal veld op. En 'n goeie veld gewen met die wyntjie wat agter die blaaie van Touwsrivier is. Touwpark soos hulle ook bekend staan. Hulle sal graag hulle voorsprong wil verrek, telling groter maak. Maar sal moet kyk. Aga, ek nou by jou naam. Numbers 5 manlyn staan daar soos jy kan hoor. Manne wat lekker aangestap kom, hulle wil die tyd moet uitloop. Lyk of ons so binne as so 10 minute speeltyd het. Hy skief sê die skeieregter opsie wat gaan Villagers maak. Verseker gaan hulle vra vir die skrim. En dis wat hulle inderdaad gaan doen. Kom ons kyk. Ons is nou Baie onder druk, Touwpark. Villagers wat kan ingooi. 10 minutes playing time. En dit skeieregter sê 10 minute speeltyd, so Just checking 10 minutes playing time left. So kom ons kyk wat gebeur in die laaste 10 minute van hierdie kragmeting. Villagers wat beslis nie in hierdie gedeelte van die veld sal wil speel nie. 10 minute speeltyd oor. Kom ons kyk of hulle met die bal gaan hardloop. Kom ons kyk of hulle hom gaan veld of skop. Dis teen die wind. Kom ons gaan, So almal ek in. vermoed hulle gaan speel. Cute. Point. Sit. Bal is onder druk, Villagers. Bal is uit. Zubair. Afrika. Kry die nou is dit Afrika, ekskuus.
Manne wat met die bal hardloop, spoed Frans, sterk loop hy daar, het hy die ondersteuning binne toe, ongelukkig die bal wat agtertoe aangeklap raak, nou is dit Toupark wat met 'n teenaanval kom, en daar plat getrek, manne wat lus is vir die bal wat daar uitval, agtertoe, terug, Perang wat hom opvat, hy is verby een man, tweede man wat hom plat trek, weer beskikbaar, Bailey wat hom nou vinnig speel, weer Makaton wat daar opsit, weer 'n strafskop, voordeel, ek het maar op hotel, invloed, dis wat op penalize. En Toupark, manne wat high fives gee daar, alle weet hulle is met 3 punte voor in hierdie wedstryd, speeltyd wat stadig besig is om uit te loop, hulle sal beslis nie haastig wees, na hierdie lyn staan, toe nie, hulle gaan die bal kan ingooi in die lyn staan, en dat sal baie interessant wees, hoe Villagers gaan terug antwoord, gaan hulle contest in hierdie lyn staan, jy kan sien, die manne wat rustig aangestap kom daar, hulle wil hê die eerglas van die 10 minute wat die skeieregter vroeër gesê het, wat nou as ek op 8 minute kan wees, moet uitloop. Boostaander hulle kry hom hierdie keer, wat sit hulle dryfbeweging op, kyk om vorentoe te dryf, hulle begin vorentoe te dryf, nou loop hulle vorentoe, Villagers wat moet oppas, maar man wat daar wegbreek, steeds vorentoe al op so skuins oor die veld, beskikbaar Bailey, man wat daar plat getrek raak, is die bal beskikbaar, hy is beskikbaar, sê die skeieregter, opgetel, Boostaander, nou sit weer Bailey, oor André Kotela, oor André daarna van Wyk, binne buite gaan hy man, hy is langlenig, hy is vinnig, steeds vorentoe, maar hy word daar gekry, Dankie. Dominic van Wyk, steeds beskikbaar, speel terug die kaptein wat nou self die bal het, probeer daar vorentoe gaan, 2 manne wat daar op hom is, Bly, aso. wag om uit te kom is Bailey, sterk, ongelukkig aangeslaan daar aan die kant van Toupark, maar die drukposisie, wat hulle in Engels hulle counteract, wat daar is, ons hoor ook wat sê die skeieregter, dat die counteract fine is, en ja, dis alles wat hier gebeur, ek kan vir sê, dit raak interessant, 6 minute speeltyd omtrent oor in hierdie kragmeting, gaan ons hier wedstryd sien op 'n hoogtepunt eindig, beide kante toe, wie gaan dit wees? Hulle het 6 minute om die bordjies te vang, Villa, 6 minute vir Toupark om hierdie een te wen, nou draai hulle skrim, strafskop weer, iemand gaan in die moeilikheid wees, wat sê die skeieregter? Nee, hy gaan net 'n strafskop gee, hy het gewaarsku, nou draai hulle, wanneer die gaat moeilikheid kry, die skeieregter sulke goedjies gesê alsie. Winston, wat nou op die veld, nee Winston nie, op die veld gekom het, Makapin. Nog 'n geleentheid. Kom ons kyk of hulle die bal kan kry in hierdie lyn staan. 3 punte verskil in hierdie kragmeting met omtrent so 5 minute speeltyd oor. 4 man in die lyn staan, sê Villagers. Kom ons kyk wat maak hulle. Hulle sal hom wil wen hierdie een. Kry die bal daar. Nou probeer hulle hom vorentoe dryf self, vang bietjie omkant vir Toupark, loop sterk vorentoe, ver pad om te dryf, maar hulle is vorentoe, hulle het die momentum. Nou sit manne wat inkom daarso, nog steeds vorentoe, wat sê die skeieregter? Hulle gaan vorentoe met hom. Toupark moet nou versigtig wees om die strafskop af te staan nie. Ook nou nie die manne toelaat om hier van agter oor te hardloop nie. Nou stap hulle sterk vorentoe, wat 'n goeie dryfmaalbeweging hier deur Worcester Villagers. Nog steeds vorentoe, die manne van Toupark wat moet uitval, uitgeneem, bam, maar dan gaan het hy oorgeval, hy skort, skeieregter wat voordeel speel. Nou sit Afrika ooraan gee, hier vir die plaasvervanger uit een man, buite hy probeer self gaan na sy hoogvat. Daar is 'n man wat in die moeilikheid gaan wees. Was die regte besluit, moes hy nie vir die man buite gegee dit nie. Manne wat so 'n bietjie in die gesels raak.
Maar kom ons kyk wat daar gebeur. Ek weet nie, hy tackle Manne maar wat nou ek saam weet nie, gesels. Daar's iemand wat in die moeilikheid gaan wees. Speeltyd wat ook besig om uit te loop. Gaan hulle hier op die laaste oomblikke hierdie een kom deurhaak. 14. Die lines as wys uit. As 'n skeef groei. Hierdie tackle is hoog, né? As hy Gaan iemand in die Asa man wat 'n geel kaart kry. Dit lyk hy na sê uit. Christen Olivier. Die lines as wys tuin. Hy wys As ek hom met hom gepraat het. Alle wys Olivier. Wat gaan hulle met hierdie een maak? Kom ons kyk. Hulle gaan die bal tik en opsit. Kyle Jacobs wat daar ingaan. Val hy oor wat hy skort. Nou sit jou beerd wat daar staan nie. Verliesers voorspelers wat uitstaan het hy oorgeval. Skeieregter sê opgehou. Daar gaan hy nou groot, daar gaan hy nou groot. Hulle gaan nou nog 'n vaste skrim hê. Goeie kommunikasie daar. Eerste een was in die lug geweest, né? Hulle het nog steeds momentum. Verliesers, hulle het 'n skrim. As ek so drie. Gaan hulle die toupak mense se harte seermaak in hierdie laaste minute van hierdie kragmeting. 2 minute speeltyd oor. Gaan die verdediging van Toupak hou. Dit gaan baie interessant wees. Toeskouers en almal wat nou saam Kom gesels. ons gaan almal in. Maar ek kan vir sê dis baie interessant hier so. Enige kant toe. Hulle wat graag hierdie een sal wil deurraak. Hulle is 3 punte agter. Hulle moet net 'n 3 druk en as hulle hom gedruk het, dan stap hulle ook met 5 punte hier weg. Op hierdie oomblik het hulle 1 punt in die sakkie. Eddie. Skeieregter is nie tevrede nie. Saf kom van julle af. Ons weet dat Van julle af, né? ons weet dat Hou net vir my steady. Toupak nog 'n heel wedstryd onder die scrims baie onder druk is. Haat, kom ons gaan. En as daar nou almal in. regtig 'n druk situasie is dit hierdie een. Haat, kom boys, is time on. Almal in. As die manne wat gereed maak. Dit gaan interessant wees. Vir Makier kan jy hoor hulle wil dit graag vir die direkteur doen. Sit. Nou is dit 'n sterk skram. Dryf vorentoe, nou moet Toupak pas op om nie en hulle speel daar voordeel, gaan dit 'n stram Nou wees. klaar. So speel die voordeel. Nou is die bal uit. Ongelukkig is dit Jacobs wat sy oë afhaal. Wat sê die skeieregter? Hy gaan terug vir die strafskop daar. Toupak baie onder druk. Weer skrims gat hulle sê daar een van die spelers wat daar sê, wat sê die kaptein? Hy sê ons gaan skrim. Toupak wat moet besop dat hulle nog nie 'n straf 3 penalty try hier sal afstaan nie. Weer eens momentum daar in die scrims, Mr. Villagers. Kom ons kyk. Speeltyd wat omtrent iets van die verlede is, as daar nou 'n fout kom kan 'n groot moeilikheid wees. Was die skeieregter se tyd met sy beseringstyd. Kyk op sy horlosie. Haat, kom ons gaan. Sê manne, kom ons gaan. Watter kant toe gaan dit wees? Gaan Toupak se verdediging hou? Gaan Villagers hierdie een aan die laaste minute van hierdie wedstryd deurraak? Hulle het die momentum in die skram. Sit. Ja, die bal weer vorentoe. Sterk vorentoe. Weer voordeel. Dit gaan 'n groot moeilikheid wees. Daar's iemand wat in die moeilikheid is. Wat hierdie skeieregter iemand te kaart. Wat hy in, dan kom hy om. Hy in en dan kom hy om. Hy is gelukkig. Kom ons kyk wat Villagers gaan weer skrim. Hulle is nou met 14 man. Michael Maccabeen wat daar afkom. Waar die kaptein, ons gaan nie altyd skrim meneer. Hy lyk nie gelukkig nie, maar ek kan vir jou sê meneer, Ek kan net werk met as julle hy moet maar dat wees dat dit al heel dag so gegaan. Enige besluit wat 'n skeieregter maak, is spelers gewoonlik nie meer gelukkig nie. En as leenders wat terug gaan op die veld, hy's uitgerus, gaan dit 'n bietjie makliker wees. Haat, kom ons gaan. Kom ons gaan sê hy, kom ons gaan nog hier. National Holdings en NH TV moontlik gemaak hier vanaf Touwsrivier.
Ons bring hierdie kragmeting wat op 'n titaniese mesny oomblik is. Wille wat hierdie een sal wil wen, 5 punte wil kry. Toupak wat hierdie een sal wil wen. Weer eens 'n skrim, weer vorentoe. Hulle loop weer vorentoe. Wat sê die skeieregter? Wie sy hand is uit die keer gaan hy Los die bal, groen. Bly by my. Bam wat hom optel agtertoe, weer 'n strafskop. Zo. Manne vra daar vir 'n straf 3. Sê die skeieregter die volgende een. Ek hoor hoe sê hy daar. Oh, jy sê ons gaan maar net daai kant toe gaan, hè. Wat gaan jy maak? Hulle gaan weer skrim. Ja, as jy sê. Time, né? Daar sou nou net een onderdruk heel wedstryd. Nou hierdie een ook die derde skrim. 'n Strafskop, as al reeds 'n man 'n geel kaart gekry. Volgende een gaan moontlike straf 3 wees. Dat is die skeieregter gesê. Manne hou hulle byt hulle naels. Kom ons kyk, wie gaan nie in die lug opspring. Wedstryd is beslis iets van die verlede. Weer sterk skrim. Daar val hulle in hierdie keer. Nou gaan die skeieregter paal toe stap. Iemand wat 'n kaart kry. Verliesers wat hierdie kragmeting gaan wen. 29-25. 29-25. Dink jy as nog As onderdruk hy nog. en die wedstryd is ook iets van die verlede met 'n straf 3. Daar blaas die skeieregter dit nou af. Lang gevat vir hierdie straf 3, maar hy moes hom nie, al vroeër gegee het. So baie kenners daar buite sê. Toupak wat ongelukkig nie hierdie een kan deurraak nie. Hulle het 'n goeie dag, goeie wedstryd vir Toupak gebring. Toupak het beslis dinge moeilik gemaak vir Villa hierso. Bietjie moet gaan huiswerk doen. Ons weet hulle is 'n bietjie onder druk. Hulle speel onder moeilike omstandighede. Maar van my Sebastian hier vanaf Toupak, die span van Nissan Holdings en NHTV. Wil ons weer sê dankie dat jy ingeskakel het. Jammer dat ons so 1 of 2 probleempies ondervind het. Jammer dat ons so 1 of 2 tegniese probleme gehad het, maar dit is soos ons ook vroeër vir u deurgegee het en ons het gewerk aan en dankie dat u altyd ons kies en ons weer met mekaar gesels. Tot 'n volgende keer, ons weet die top 12 enigiets is moontlik. Van my Sebastian Abrams, tot 'n volgende keer. Ons is uit.